Dit is 20 minute voor 8 jy luister na Klankrand. Die wetsontwerp op basiese onderwys of BELA het landwyd gesprekke oor moedertaalonderrig, gemeenskapsskole en regeringsbeheer oor toelating en taalbeleid ontketen. Dr. Dirk Herman, die uitvoerende hoof van Solidariteit, het sy persoonlike en institusionele reis in hierdie debat vasgevang in sy nuwe boek Sielstryd, die stryd teen BELA. En ek verwelkom dan ook vir Dr. Herman hier in die ateljee. Goeiemôre. Môre, dis lekker om hier te wees. Ek kyk net nou hierdie boekie en ek is beïndruk met alles wat vasgevang is hierin en wat jy kon neersit, wat vir ons 'n baie duidelike prentjie skets van die pad wat ons gestap het met hierdie wetgewing. En jy noem ook die BELA-wet 'n sielstryd. Hoekom juis hierdie term en wat was dit wat vir jou die meeste persoonlike aspek van hierdie stryd is? Kom ek begin by die persoonlike deel. Uit die aard van die saak het ek ook kinders. Ek het nog 2 kinders op skool. Ek sien hoe skool my kinders vorm en dit is letterlik deel van hulle siel. Bedoelende dat dit is nie net 'n taal nie wat kennis oordra nie. Dit is 'n vorming. En binne die oordrag van kennis gebeur dit dat kinders gevorm word binne 'n spesifieke waardestelsel. Onthou, ons as Afrikaners het nie tradisionele gebruike, ons het nie inisiasie skole of iets wat ons gebruike en ons kennis en ons kultuurkennis oordra nie, ons doen dit deur skole. En dis hoekom ek gesê dat BELA is eintlik deel van ons kollektiewe siel, of nie BELA nie, Afrikaanse onderwys is deel van ons kollektiewe siel en BELA is 'n aanval daarop. En dis 'n lang historiese ding. Indien jy kyk na hier na die Anglo-Boereoorlog met vredesluiting, was een van die vredesvoorwaardes van die boere moedertaalonderrig gewees. Want hulle het besef hoe belangrik is daardie oordragkomponent. Nou, Eugene Marais het 'n boek geskryf, Die siel van die muur. En daardie siel van die muur het hy daarin beskryf hoe hierdie muurkolonie 'n soort van kollektiewe siel het wat tot gevolg het dat hulle kan leef. Ons kollektiewe siel is onderwys. En dit word oorgedra van Kakamas tot Kimberley, van Nelspruit tot bo of onder in die suide, en al daardie onderwys wat oorgedra het, vorm iets kollektief. En dit word amper kollektiewe siel. En toe kom die regering deur BELA en hulle val hierdie kollektiewe siel van ons aan. En wat Eugene Marais sê is daar 'n bedreiging is van die muurkolonie, dan staan die muursoldaatjies op. En dis wat hier gebeur het. Die muursoldaatjies het opgestaan. Ek onthou toe president Ramaphosa my gebel het. Toe was sy vraag aan my gewees, wat is julle probleem met BELA? En toe het ek vir hom gesê, dis 'n aanval op ons siel. En dit is waar die naam sielstryd vandaan kom, is omdat dit baie, baie dieper is as bloot net die oordrag van kennis. Dokter, in die boek verwys jy na die groter kulturele stryd as net skoolbeheer. Hoe sien jy hierdie verband tussen moedertaalonderrig, gemeenskapsidentiteit en is dit nog relevant? Dit is verskriklik belangrik en ek dink mens besef dit nie as ek na skool toe gaan. Ek was nou onlangs weer, my een dogter speel hokkie. Dus ek na 'n hokkietoernooi toe, daar by Menlo. Maar hulle is in Affies. Nou gaan ek en ek sien daardie ding wat voor my afspeel. Al hierdie kinders. Hierdie oordrag van waardes en kultuur en hoe speel ons? Hoe tree ons op? Alles speel daar voor my af. En ek besef dat ons besef nie altyd wat ons het nie. En skielik word dit wat jy het bedreig. En dan begin jy skielik besef, hoor jy, ons het dit altyd as vanselfsprekend aanvaar. En ons het Afrikaanse skole eintlik as vanselfsprekend aanvaar. Ons het naderhand nie meer besef hoe belangrike deel dit is van ons identiteit nie, en van ons gemeenskapsidentiteit nie, van die identiteit van ons muurkolonie nie. Maar toe dit bedreig word, toe begin ons dit besef, en ek was verstom oor hoe sterk mense opgestaan het. En dit is hoekom ons gesê het, BELA is ons rooi lyn. Dis ons rooi lyn. Die ding is, as ons onderwys verloor, dan is jy eintlik besig met 'n proses van ontbinding te gaan as gemeenskap. En as ons hier gaan bly, en ons gaan hier bly, hier in die suidpunt van Afrika,
dan wil ons hier bly en ons wil waardes oordra aan ons kinders, ons wil hulle in staat stel om hier vry, veilig en voorspoedig te wees. En skole speel 'n ongelooflike rol. Dis eintlik nou nog meer relevant as ooit vantevore. Dr. Herman, jy praat ook in die boek van Die skrif is aan die muur, deel 1. Het ek nou ook gelees en ek dink spesifiek dan ook aan die Netlek ooreenkoms en jy verwys ook daarna as die verraad wat daarna plaasgevind het. Ja, kyk hier, die boek se titel is tweeledig. Aan die ene kant is dit siel, en dis wat ek nou geskets het, dis die kollektiewe siel van ons wat beskerm moet word. Maar in die tweede deel is dit stryd. En hierdie Bella was 'n ongelooflike stryd geweest, maar ek dink hoekom dit so intens was dit juis omdat dit gegaan het oor iets dieper. Dit gaan oor iets groters. Dit gaan oor 'n geskenk wat die Here ook vir ons gegee het in die vorm van ons onderwys en ons moet dit beskerm, want ons moet ons kinders beskerm. Daarom is dit ook stryd. En hierdie boek gaan nou oor die 3 maande onderhandeling vandat die stuk wetgewing onderteken is en luisteraars sal onthou, toe was daar nou 'n tydperk gewees waar 'n onderhandeling kon wees. En in hierdie onderhandeling was dit 'n klomp goed wat gebeur het. En ek praat van, maar dit was 'n tydperk van gebroke ooreenkomste. En jy verwys nou na die Netlek ooreenkoms wat natuurlik die klassieke voorbeeld daarvan was. Solidariteit het 'n dispuut verklaar, ons het dit na Netlek toe verwys. By Netlek was daar 'n mediasie gewees waardeur Netlek gemedieer is. En ons het 'n ooreenkoms daar gesluit. Daardie ooreenkoms het sekere beskerming vir Afrikaanse skole gegee en dan gesê dat die wet moenie gepromulgeer word voordat hierdie beskerming nie in norme en standaarde vervat is nie. En die ooreenkoms was geteken en letterlik 'n dag na die tyd het die presidentsie wat die ooreenkoms geteken het, dieselfde presidentsie ontken dat die mense wat die ooreenkoms geteken het 'n mandaat het. En dit was net vir ons verstommend. Ons was totaal platgeslaan geweest. Hoe kan mense so onbetroubaar wees? Want dit was absoluut net onbetroubaarheid geweest. In hierdie boek onthul ek dan die eerste keer wat gebeur het daar intern. En ek wys hoe president Ramaphosa self die mandaat gegee het. En ek publiseer selfs die mandaat wat hy gegee het in die boek, skriftelik. Ek het dit hier in. E-posse wat deur sy kantoor gestuur is, wat sekere mandate gegee is. Ek het daar 'n e-pos, ek verwys na die e-posse in die boek. Verlang het ek gesê, wel, kom ons beskerm die integriteit van daardie proses. Ons maak dit nie bekend nie. Maar die probleem is toe begin hulle 'n vals meesterverhaal skep en hulle begin toe om net eenvoudig te ontken in 'n wanvoorstelling in die wêreld in te skep. En dit probleem is daai vals meesterverhaal gaan die geskiedenis word. So daardie geskiedenis moet vertel word. En dit is hoekom ek hierdie boek geskryf het, om die ware geskiedenis, om te sê wat het agter die skerms gebeur. Dit is natuurlik nie net daar nie. In dieselfde tyd het ons ook onderhandelings gehad met die ANC. Interessant ook, en daarna verwys ek ook in die boek, ANC-span gemandateer deur die president van die ANC, in daardie geval, want dit was met die ANC. En ons teken toe 'n ooreenkoms. En net na die ooreenkoms, dit is nie die Netlek ooreenkoms, dit is nog 'n ooreenkoms. Toe gaan hulle val ons aan. En in die boek publiseer ek vir die eerste keer daai ooreenkoms ook. Want hulle het toe daai ooreenkoms ontken. Ek sê dit ook in. Ek het byvoorbeeld ook 'n derde ooreenkoms wat bereik het, was binne die regering van nasionale eenheid. En die regering van nasionale eenheid het ook gesê dat Bella moet nie gepromulgeer word voordat norme en standaarde nie ontwikkel is nie. En toe gaan hulle publiseer direk daarna of val hulle eintlik dit ook aan. En ten spyte van alles wat ek nou hier genoem het, en dat die minister aanbevelings gemaak het aan die president, wat presies dieselfde sê wat ek hier alles gesê het, gaan hy net teken dit. Dit is absoluut gebroke ooreenkomste, en dit is wat Bella is. Bella is 'n stryd. Ons gaan maar net eenvoudig aan met die stryd, ons kan miskien 'n bietjie later gesels oor wat nou. Maar dit was absoluut so, en dit was vir my absoluut nodig, dit was eintlik vir my ook terapeuties, om hierdie boek net neer te skryf, en vir mense te sê, dit is wat gebeur is, want mense is geneig daartoe om nou maar net te los. Ek gaan dit nie los, ek gaan dit neerskryf. Dr. Herman, wat hoop jy sal lesers van die boek, want dit is akademies, maar dit is ook 'n baie persoonlike stryd, veral ouers, onderwysers en jong mense, jong Afrikaanssprekendes, neem uit hierdie boek sielstryd. Is daar 'n boodskap van hoop, of is dit eerder 'n waarskuwing? Dit is 'n boodskap van waarskuwing ook. Waarskuwing in die sin van dat mense moet nie naïef hieroor omgaan nie. Mens moet ook verstaan dat dit werklik 'n stryd is. Mens moet nooit naïef omgaan met die ANC nie. Ons het nie.
Ons het nie naïef in hierdie proses ingegaan nie, maar is maar net weer 'n wekroep om te onthou en te onthou met wie jy praat. Dis onbetroubare onderhandelingsvennote. Jy moet dit altyd in ag neem. So dit is dit. Kom ons kyk daarna. Maar daar is ook 'n boodskap van hoop in die boek en dit is die belangrikheid ook van stryd. Nou bedoel ek nie 'n ewige durende stryd nie. Weet jy van wat se stryd praat ons hierso van? En dit mag dalk nou soos 'n paradoks klink. Dis 'n stryd oor 'n oorwinning wat reeds behaal is. Nou dit klink eintlik vreemd, nê? Die stryd gaan daaroor dat ons vertrou werklik dat die Here ook vir ons 'n toekomsbelofte hier gee, hier waar ons geroep is. En deel van ons toekomsbelofte is ook dat ons kinders kan leer, waardes oordra en alles. Ons kan daaroor ontspan. Dit is vas en seker. En daardie vastigheid en sekerheid, dit gee eintlik vir ons die hoop om hierdie stryd te kan veg. Want ons kan vir onsself sê dat ons weet, ons stryd kom ook met 'n toekomsbelofte. Dis waarin die hoop lê. Nou dit is 'n bietjie op 'n ander vlak. En daarom moet ons stry, daarom moet ons beklei, ons mag dit nooit los nie. Dis ter wille van ons kinders, die geslagmatigheid van ons kinders. Soos ek vir jou kan sê is, jy gaan in die volgende geslag nog Afrikaner kindertjies hier rondhardloop. En weet jy wat kan ek ook vir jou sê? Jy gaan goeie Afrikaanse onderwys wees. En die vraag is net hoe dit presies gaan lyk. Dis ons geslag se verantwoordelikheid om dit daar te stel. Onthou die vorige geslag het hierso 'n netwerk van skole gebou. Ongelooflik wat hulle reg gekry het. Kliphard beklei. Die geslag voor hulle was die geslag na die oorlog. Hulle het CNO skole gebou. Onafhanklike skole, hele netwerk in 'n groot krisis. Daardie netwerk opgegaan in toe op die ouend in openbare skole. En uitnemende. Nou is hierdie uitnemende. Wat is ons geslag se verantwoordelikheid om toe te sien? Om rentmeesters te wees hiervan vir die volgende geslag. En dit gaan anders wees. Dit gaan ook moeilik wees. So, ons is nie die eerste geslag wat uitdagings het rondom onderwys nie. So wat moet ons doen? Ons moet veg teen hierdie aanslag. Ons moet ons skole en ons kinders beskerm. En aan die aard van die saak wat ons ook gaan sien is dat ons ook moet bou. Ons gaan ook 'n onafhanklike alternatief saam met die openbare alternatief daar moet stel. En hierdie mengsel tussen vegbeskerming en bou, dit gaan veroorsaak dat daar nog uitnemende onderwys gaan wees. Daardie oorwinning is verseker. Dis net ons verantwoordelikheid nou om te veg en te beskerm en te bou om seker te maak dis daar. Dokter, waar is hierdie boek beskikbaar? Is dit ook in e-formaat beskikbaar? Ja, ons het besluit, kyk baie keer sê mense, hulle is bang die roofkopieë versprei die wêreld vol. Ons wil vir die mense sê, ons stuur vir jou gou 'n roofkopie en stuur daai roofkopie die wêreld vol. Ons die boek se doel is nie 'n kommersiële boek wat baie geld moet maak nie. Die boek is om mense toe te rus, om te sien, om mense te inspireer, om hulle opgewonde te maak. Want aan die einde van die uitkoms hiervan was wel, daar is toe riglyne. Daardie riglyne gee op die oomblik beskerming. Daardie riglyne is aankondig. Ons is nou in 'n stryd om dit in norme en standaarde te vervat. So daar was 'n mate van sukses. Ek sê nooit die oorlog is nie gewen nie, maar ons het lekker slagvelde gewen en dit is ook die boek laaste hoofstuk sluit af met daardie inspirasie. So, dis baie maklik. Al wat jy doen, jy SMS net die woord Bella, B-E-L-A, Bella na 34802 Bella na 34802. Jy stuur daardie SMS en as daardie SMS gestuur word binne sekondes daarna, dan kry jy die skakel met die boek en dan is jy welkom om daardie skakel wyd te versprei. So dit is net die woordjie Bella na 34802. Jy kry die skakel, versprei hom, het jy jou gratis boek. Andersins as jy nou die nommertjie vergeet het, gaan kyk op 'n sosiale media as jy skakel ook, dan kan jy daai skakel versprei laat dit bars. Dr. Dirk Herman, skrywer van Sielstryd, die stryd teen Bella, wat dan ook beskikbaar is, ook op 'n e-formaat, en hier is die besonderhede weer, is Bella, wat jy SMS na 34802, nou dit is nie net 'n jurisdisie of 'n politieke relaas nie, maar 'n emosionele kroniek van hoe gemeenskappe hul identiteit wil verdedig, teen wat hy as 'n aanval op Afrikaanse onderwys sien. Dis 'n voorreg om met jou te gesels, Dr. Herman, bestuurshoof van Solidariteit. Baie dankie vir jou tyd. Dankie. O goed, ek moet sommer groet ook. Baie dankie ook het jy saamgeluister.